gelukkigheid ook kry. Sure. En dit is 'n geloofstap. Ja. En baie mense vra my, Toinette, maar hoe vergewe ek? So prakties het die Heilige Gees vir ons 'n ding oopgemaak om mense te lei in 'n gebed en hoe om te kan vergewe. En ek sal graag, as dit moontlik is, vir die luisteraars stappie vir stappie deur 'n manier te vat. Ons kan dit 'n tool noem Ja. om te vergewe, want partykeer het ons nie net een mens om te vergewe nie. Daar's 'n paar. En weer eens, soos ek laas genoem het oor vergifnis, is ons moet een insident op 'n slag vergewe. Want weer eens, as ek net sê, ag ek vergewe alles. Jy het dit al gedoen en daai alles werk nie, want daar's in elke alles is daar ietsie spesifiek wat gaan vassit het op 'n spesifieke ouderdom. Sure. En 'n kind is nou 'n volwassene. En nou redeneer ons, ja, my pa het my geslaan as hy dronk was, maar jy weet, hy het nie van beter geweet nie, hy was nou maar dronk. Nee, my liefie, daai kind het skade opgedoen op daai ouderdom en daai volwassene kan dit nie nou wegredeneer nie. Dis hoekom daai goed in ons hart vassit. Ons het nodig om daai na die Heilige Gees te vat en sê, Abba, toe ek 5 was, toe ek 10 was, toe ek 14 was, het my pa dit gedoen. Ek kies vandag om hom te vergewe as die 7-jarige of die 14-jarige wat in trauma was, wat in pyn was, wat in skok was, wat hom gehaat het, wat vernederd was.